verskyn u lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien u is die lig. Mag u lig hier deur ons skyn. Geliefdes, ek groet u in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Wat 'n voorreg om u in hierdie wondernaam te kan groet. Die enigste naam waardeur die mense gered kan word, maar die naam waardeur ons gered is. Wat 'n belydenis. Hoe dank ons die Here vir ons redding, dat ons dit waarvan ons lees in die Bybel, dat ons dit al reeds deelagtig geword het. Wat 'n voorreg, wat 'n wonderlike voorreg dat ons met God versoen is en dat ons in hierdie versoenende houding met God sy geboorte, Jesus Christus se geboorte môre kan herdenk. Wat 'n voorreg. Nou geliefdes, ek wil voordat ek net so 'n kort stukkie met u wil deel uit die woord, wil ek net vir u baie dankie sê vir u wonderlike ondersteuning hierdie afgelope jaar. Ons het baie uitdagings gehad, maar die Here was getrou en ek wil vir u dankie sê dat u in gehoorsaamheid aan sy stem, in gehoorsaamheid aan dit wat hy op u hart gelê het, of dit nou gebed was en of dit finansiële ondersteuning was, wil ek vir u dankie sê dat u in getrouheid agter ons gestaan het en in gehoorsaamheid teenoor die Here gedoen het wat hy op u hart gelê het. Mag die Here vir u ryklik seën. U is vir ons baie kosbaar en ons dank die Here vir u passie. Ons dank die Here vir u ywer vir sy koninkryk. Dat u saam met ons in vennootskap is om hierdie wonderlike groot opdrag uit te voer van Matteus 28 vers 19. Geliefdes, ons het nou aan die einde gekom van 2022. Maar ons is so dankbaar. As ons terugkyk oor ons skouers, dan weet ons, die Here was getrou en hy het vir ons gedra. Ons staan nou natuurlik op die vooraand van die herdenking van Christus se geboorte. En ek wil net so kortliks ietsie deel daaromtrent. Ons weet dat die Here Jesus 'n paar woorde gesê het, 'n paar dinge gesê het toe aan die kruis gehang het. Daardie dinge staan dan nou bekend as die kruiswoorde. Maar ek weet nie of u weet dat daar ook woorde is wat Christus gespreek het in 'n gesprek wat hy seker maar met sy Vader gehad het toe hy in die wêreld ingekom het. En daardie woorde is dan nou vir ons opgeteken in Hebreërs 10. Ek wil dit graag vir ons lees. Luister wat sê Hebreërs 10 vers 5. Daarom sê hy, dit is nou Christus, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Hier is twee goed wat hy vir sy Vader sê. Die een is met verwysing na die offerstelsel van die Ou Testament. Die ander gaan oor die liggaam wat God vir hom voorberei het. As ons nou in vers 9 en 10 lees, dan lees ons so ietsie meer rondom hierdie liggaam wat hy van sy Vader ontvang het. Luister wat sê in vers 9. Hy sê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Dis die rede waarom hy na hierdie aarde gekom het, nee, is om die wil van sy Vader te doen. Vers 10. Deur hierdie wil, die wil van God, wat Jesus gekom het om te doen, deur hierdie wil, is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Ag, is dit nie kosbaar? Is dit nie wonderlik? Die geboorte van Christus wat ons dan nou môre herdenk, toe hy die wêreld ingekom het, toe was die onderwerp ter sprake, dit waarmee hy, waaroor hy en sy Vader gesels het gegaan oor die feit dat hy gaan kom om geoffer te word, soos 'n lam. Daarom het Johannes die Doper dan ook by die Jordaan vir hom bekend gestel aan die wêreld, nie as die soetroos van Saron, die Alfa en die Omega, die brood van die lewe, die blinkmôre ster, nee. Johannes die Doper kyk
en hy wys na hom en hy sê, daar is die lam van God, wat gekom het om die sonde van die wêreld weg te neem. Geliefdes, hoe dank ons God vir die wonderlike reddingsplan. 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy het hom wat geen sonde geken het nie, het hy sonde gemaak, sodat ons kan word die regverdigheid van God in hom. Wat 'n voorreg. Hierdie lam van God, hierdie een in wie se mond daar geen bedrog was, die regverdige wat gesterf het vir die onregverdiges. Hoe dank ons God dat hy sy seun gestuur het. Hoe dank ons Christus dat hy bereid was om sy liggaam te gee as 'n sondoffer. Jy weet, Hebreërs sê dan ook op 'n ander plek, sê hy, en as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, moes hy self die bewerker van hulle saligheid word. Met ander woorde, as hy wou gesien het, of as hy wou gehad het, mense moes gered word, moes hy plan gemaak het. Dis nou maar in my woorde gesê. En dat hy bereid was om daardie plan te maak. En nie net daardie plan te maak nie, maar dat hy bereid was om daardie plan te wees, sodat ons gered kan word. Geliefdes, mag u môre, wanneer u die geseënde dag van sy geboorte herdenk, mag u opnuut in verwondering staan teenoor wat Christus vir u aan die kruishout van Golgotha gedoen het. Dit is so belangrik dat ons, wanneer ons sy geboorte herdenk, dit sal doen binne die konteks van waarom hy gekom het, en dit is om die sonde van die wêreld op hom te neem. Mag die Here vir u ryklik seën, en mag u, soos wat ek gesê het, opnuut weer in verwondering staan teenoor hom, vir hom lief wees, vir dit wat hy vir ons gedoen het. Ek praat dan weer met u, so vroeg in die nuwe jaar, en dan wil ek so graag so 'n paar gedagtes ook dan met u deel. Nogmaals baie dankie vir u ondersteuning, ons waardeer dit baie. Mag u geseënd wees en lekker rus ook in hierdie tyd. Vrede vir u. Totsiens.